Die verhaal begin in die dorp Maitomb, Alabama. Dit is die Groot Depressie en baie mense is arm. Die verteller is 'n meisie met die naam South Finch. Sy woon saam met haar pa, Attitus, en haar ouer broer, Jem. Hulle ma is dood, so 'n huishulp met die naam Calpurnia sorg vir hulle. In die somer ontmoet hulle 'n nuwe vriend, Dill. Dill is gefassineer deur hulle buurman, Bo Radley. Bo Radley bly altyd in sy huis en niemand sien hom nie. Daar is baie stories en leggendes oor hom. Die kinders is baie bang vir hom, maar ook baie nuuskierig. Hulle speel speletjies en dink aan planne om hom uit die huis te lok. Attitus waarsku hulle om die Radleys alleen te laat. Maar die somer gaan verby en hulle sien Bo Radley nooit nie. Stout begin haar eerste dag by die skool. Sy is baie opgewonde en vol verwagting. Maar haar onderwyseres, Juffrou Caroline, is nie tevrede nie. Juffrou Caroline ontdek dat Stout reeds kan lees. Die onderwyseres sê dat Attitus moet ophou om haar te leer. Sy volg 'n nuwe onderrigmetode wat Stout verwar. Stout probeer om vir Walter Chinningham te help. Sy verduidelik vir die juffrou dat sy familie arm is. Juffrou Caroline bied Walter geld vir middagete aan. Hy weier dit, want hy kan dit nie terugbetaal nie. Die onderwyseres verstaan die situasie nie. Stout voel ongelukkig en wil nie meer skool toe gaan nie. Sy vertel vir Attitus wat gebeur het. Hy gee haar goeie raad oor hoe om met mense te praat. Stout het 'n nuwe dag op skool begin. Sy het Walter Chinningham ontmoet, 'n arm seun uit haar klas. Walter het nie 'n kosblikkie vir middagete gehad nie. Juffrou Caroline het hom geld aangebied om kos te koop. Walter het geweier om die geld te vat. Hy kon nie die geld terugbetaal nie. Stout het vir die juffrou verduidelik waarom hy nie kon vat nie. Sy het gesê die Chinninghams betaal mense nooit met geld terug nie. Hulle betaal eerder met hout of groente. Attitus het vir Walter na huis genooi vir middagete. Walter het sirup oor al sy kos gegooi. Stout was geskok en het hom gekritiseer. Calpurnia het vir Stout na die kombuis geneem. Sy het vir Stout geleer om altyd gawe teenoor gasvryheid te wees. Stout het 'n belangrike les oor respek en verskille geleer. Stout vind vreemde geskenke in 'n holte van die boom by die Radleyhuis. Sy en Jem dink iemand plaas die voorwerpe daar. Hulle is opgewonde maar ook bang. Die kinders speel 'n nuwe speletjie oor Bo Radley se lewe.
Attitus sien hulle speel en vra wat hulle doen. Hy sê hulle moet ophou omdat dit onvriendelik is. Stout wil nie weer in die boom kyk nie. Maar Jem gaan alleen terug na die boom. Hy vind 2 klein beeltjies wat hulle lyk. Dit maak die raaisel nog groter. Dil kom terug vir die somer. Hulle praat oor die boeman bo Ratley. Jem vertel 'n storie dat Bo 'n mes in sy pa se been gesteek het. Die kinders glo die stories is waar. Hulle wonder of Bo die geskenke in die boom sit. Jem en Stout verken die huis van Nathan Ratley. Hulle wil die geheim van Bo Ratley ontdek. Mevrou Dubose sien hulle en skree vir hulle. Sy is 'n ou vrou wat baie alleen bly. Sy is baie onvriendelik en maak die kinders bang. Atticus sê sy is siek en baie dapper. Jy moet elke dag vir 'n maand vir haar voorlees. Dit is sy straf omdat hy haar blomme afgesny het. Na 'n maand sterf mevrou Dubose. Attitus verduidelik dat sy 'n morfineverslawing gehad het. Sy wou skoon wees voor sy sterf. Atticus sê sy was die dapperste persoon wat hy geken het. Jem verstaan nou beter wat ware moed beteken. Die kinders leer 'n belangrike les oor mense. Dil wil Bo Ratley se huis nader. Dit is die laande aand van die somer. Die 3 kinders gaan na die Ratley se erf. Hulle kruip deur die heining. Jem klim op die veranda om by die venster in te kyk. Skielik sien hulle 'n skaduwee. Man kom uit die huis en skiet met 'n geweer. Die kinders hardloop weg en spring oor die heining. Jem se broek bly aan die heining vas. Hy moet uit sy broek klim om vry te kom. Hulle hoor die buurman, Nathan Ratley, praat. Hy sê hy het op 'n dief geskiet. Die kinders kom veilig by die huis aan. Later hoor hulle die hele dorp praat oor die inbraak. Niemand weet dat dit die kinders was nie. Stout en Jem vind 'n ander geskenk in die boom. Dit is 2 klein poppe gemaak van seep. Die poppe lyk presies soos hulle. Hulle wonder wie die geskenke daar sit. Hulle besluit om 'n brief te skryf. Hulle wil die persoon bedank. Die volgende dag is die boom se holte toe. Iemand het dit met sement gevul. Jem vra sy pa, Atticus, oor die boom. Atticus sê die boom is baie siek. Die boom moet gesond gemaak word.
Maar Jem dink dit is nie die ware rede nie. Hy dink Bo Ratley wil nie meer kommunikeer nie. Jem is hartseer en huil alleen. Dit sneeu in Maitomb, en dit is baie vreemd. Die kinders het nog nooit sneeu gesien nie. Hulle is baie opgewonde en speel buite. Jem en Sout maak 'n sneeuman in hul tuin. Meneer Affery sê die koue weer is die kinders se skuld. In die nag brand Miss Meidi se huis af. Al die mense in die straat kom help om die vuur te blus. Attitus wek die kinders en hulle gaan buite staan. Iemand sit 'n kombers om Sout se skouers. Later vind hulle uit dat Bo Ratley die kombers gegee het. Sout is bang om die kombers terug te gee. Maar Attitus sê sy moet dankie sê vir Bo. Miss Meidi is dapper en dink nie om haar huis nie. Sy is bly dat die brand haar nie gestop het nie. Die sneeu smelt vinnig, maar die geheue bly. Sout en Jem gaan saam met Attitus na Finches Landing vir Kersfees. Hulle oom Jak en hulle tante Alexandra bly ook daar. Sout hou nie van haar tante se streng reëls nie. Sy moet 'n rok dra en moet mooi gedra. Hulle neef Francis pla haar en sê slegte dinge oor Attitus. Hy sê Attitus verdedig 'n swart man in die hof. Sout word baie kwaad en slaan Francis. Oom Jak straf haar, maar luister nie na haar kant van die storie nie. Later vertel sy vir hom die waarheid oor wat Francis gesê het. Oom Jak is hartseer en beloof om dit vir Attitus te sê. Attitus praat met Sout oor die belangrike saak. Hy sê sy moet moed hou en nie veg nie. Sout voel beter na die gesprek. Op 'n warm dag sien Jem en Sout 'n hond in die straat. Die hond loop vreemd en lyk siek. Attitus kom uit die huis en kyk na die dier. Hy herken dadelik dat dit 'n dolhond is. Hy sê vir die kinders om binne te gaan. Atticus haal 'n geweer by sy riftate. Die hond beweeg nader na die huis. Atticus skiet die hond met een skoot. Jem en Sout is baie verbaas. Hulle weet nie dat hulle pa so 'n goeie skutter is nie. Miss Meidi verduidelik vir hulle. Sy sê Attitus was die beste skutter in die dorp. Maar hy hou nie daarvan om te skiet nie. Hy glo dit is onregverdig teenoor lewende wesens. Die kinders leer iets nuuts en belangriks oor hulle pa. Elke dag moet Jem en Sout verby die huis van mevrou Dubose loop.
Sy is 'n baie ou vrou wat altyd alleen op haar stoep sit. Mevrou Dubose is baie onvriendelik en sê slegte dinge vir die kinders. Sy noem hulle pa Atitis 'n slegte naam omdat hy Tom Robinson verdedig. Jem word baie kwaad en kap al haar kamferboomblomme af. Atticus hoor hiervan en maak hom baie skuldig gevoel. Jem se straf is om vir mevrou Dubose te gaan voorlees. Stot gaan saam om hom te ondersteun. Die kinders ontdek dat mevrou Dubose baie siek is. Sy het pyn en gebruik medisyne. Na 'n maand sterf mevrou Dubose. Atitis verduidelik dat sy 'n morfineverslawing gehad het. Sy wou skoon wees van die medisyne voordat sy sterf. Atticus sê sy was die dapperste persoon wat hy ooit geken het. Jem kry 'n wit kamferboomblom van haar as 'n geskenk. Atticus is weg vir 'n week. Calpurnia neem Jem en Stout na haar kerk. Hulle kerk is vir die swart gemeenskap. Een vrou is onvriendelik vir hulle. Maar Lila, 'n ander vrou, verwelkom hulle. Reverend Sykes is die predikant. Die diens is baie anders as hulle gewone een. Daar is geen gesanggeboeke nie. Die hele gemeenskap sing uit hul geheue. Reverend Sykes vra vir geld vir Helen Robinson. Helen is Tom Robinson se vrou. Tom is die man wat Atticus verdedig. Stout leer dat Calpurnia 2 lewens het. Sy praat anders by die huis en anders by die kerk. Die kinders voel welkom en leer baie. Tante Alexandra, Atticus se suster, kom vir 'n lang besoek. Sy wil vir Stout leer hoe om 'n dame te wees. Sy het baie sterk opinies oor gesin en gedrag. Tante Alexandra praat baie oor die Finche familie se geskiedenis. Stout en Jem voel ongemaklik met die nuwe reëls. Atticus probeer om die kinders te vra om hulle tante te respekteer. Maar hy self lyk ook nie gelukkig nie. Die atmosfeer in die huis verander heeltemal. Daar is nou meer formele etes by die tafel. Stout moet netjiese rokke dra en nie haar broek nie. Sy mis haar ou lewe en haar vryheid. Jem sê vir Stout om net te luister en nie te kla nie. Hulle weet die hofsaak begin binnekort. Tante Alexandra wil nie hê hulle moet oor die saak praat nie. Stout hoor vreemde geluide uit die sitkamer. Sy gaan kyk en sien Atticus en Jem wat hard praat. Jem wil na die gevangenis gaan om Tom Robinson te sien. Atticus sê dit is te gevaarlik.
Jem is baie kwaad en sê hy is oud genoeg. Dit is die eerste groot argument tussen hulle. Stout is bang en begin te huil. Calpurnia kom binne en probeer hulle kalmeer. Attitus verduidelik die gevare van die dorp nou. Mense is baie kwaad oor die verhoor. Jem leite uiteindelik en gaan kamer toe. Stout voel dat dinge vir altyd verander het. Sy mis die vreedsame dae van voor die verhoor. Die gesin eet aandete in stilte daardie nag. Attitus gaan na die gevangenis om Tom Robinson te beskerm. Stout, Jem en Dill volg hom in die donker. Hulle sien 'n groep mans by die gevangenis. Die mans is daar om Tom te vang. Attitus staan alleen voor die deur. Stout hardloop na haar pa toe. Sy herken een van die mans, Mr. Chinningham. Sy praat vriendelik met hom oor sy seun. Dit maak die situasie ongemaklik vir die mans. Mr. Chinningham voel skaam en praat met Attitus. Die menigte besluit om te vertrek. Tom Robinson is veilig vir die nag. Die kinders het 'n gevaarlike situasie gestop. Attitus is baie trots op Stout. Die dorp is baie vol mense vir die verhoor. Attitus waarsku die kinders om tuis te bly. Hulle gaan tog saam met Calpurnia na die hof. Die plaaslike man sit buite en wag rustig. Die binneste van die hof is stampvol. Hulle kan nie sitplekke vind nie. Referent Syke sien hulle en help hulle. Hy neem hulle na die balkon met die swart mense. Daar is 'n goeie uitsig op die hele hofsaal. Die jury kom binne en gaan sit. Tom Robinson word ingebring deur die baljury. Hy lyk bang maar probeer kalm bly. Regter Taylor lees die aanklagte voor. Die prokureur Megilmer staan op om te begin. Die verhoor van Tom Robinson begin uiteindelik. Sheriff Hectate is die eerste getuie in die hofsaak. Hy vertel die hof wat hy op die nag van die voorval gevind het. Hy het Bob Ewell by sy huis ontmoet. Bob Ewell het gesê sy dogter Maela aangerand is. Hulle het na die Ewell-huis gegaan. Tate het Maela Ewell op die vloer gesien. Sy was beseer en baie bang. Sy het aan hom gesê Tom Robinson haar aangerand het. Toe het Tate na Tom Robinson se huis gegaan. Hy het Tom Robinson daar gevang. Tate sê Tom Robinson het nie probeer wegvlug nie.
Hy sê ook dat Maela se knekel gebreek was. Atticus Finch vra vir Tate belangrike vrae. Atticus wil weet of 'n dokter geroep is. Tate antwoord dat geen dokter nodig was nie. Maela Ewel is die volgende getuie in die hofsaak. Sy is baie bang en kwaad. Sy sê dat Tom Robinson haar aangeval het. Sy vertel die hof dat sy hom gevra het om 'n kas te herstel. Toe hy binne is, het hy haar geslaan en gewurg. Haar pa, Bob Ewel, het die geskreeu gehoor. Sy het vir Tom Robinson gesien hardloop. Maar Atticus Finch stel belangrike vrae. Hy wys uit dat Maela se gesig seer kry aan die regterkant is. Tom Robinson se linkerarm is nutteloos weens 'n ongeluk. Dit beteken hy kon haar nie met sy regterhand geslaan het nie. Maela word baie kwaad en weier om meer te antwoord. Sy skreeu vir Atticus en sê hy maak haar te bang. Sy sê sy het medelee met Maela. Die getuienis is verwarrend en maak die saak ingewikkeld. Tom Robinson word na die getuiebank geroep. Hy sê hy ken Maela Ewel goed. Hy het dikwels vir haar gehelp. Hy het klein take gedoen, soos om hout te kap. Hy het nooit geld vir sy werk gevra nie. Op die dag van die voorval het Maela hom binne die huis gevra. Sy het gesê sy het 'n stuk meubels om te beweeg. Maar daar was niks om te beweeg nie. Toe het sy hom omhels en gesoen. Tom was bang en het probeer wegkom. Hy sê hy het Maela nooit geslaan of aangerand nie. Hy het hardloop omdat hy bang was. Tom se getuienis is baie oortuigend en eerlik. Maar hy is 'n swart man wat teen 'n wit vrou getuig. Dit maak die jury baie ongemaklik. Atticus staan op en praat vir die laaste keer met die jury. Hy vra hulle om net na die feite te kyk. Hy sê daar is geen bewys teen Tom Robinson nie. Die enigste getuienis kom van die Ewels. Atticus wys uit dat Maela se storie nie sin maak nie. Tom Robinson se linkerhand is nutteloos na 'n ongeluk. Maar die slag op Maela se regterkant kom van 'n regshandige persoon. Atticus sê die Ewels lieg om hulle skaamte te verberg. Maela het 'n swart man gesoen, wat 'n groot sonde was in daardie tyd. Atticus sê die geregtigheid moet blind wees vir velkleur. Hy sê die hof moet alle mense gelyk behandel. Sy slotargument is kalm en magtig. Hy gaan sit en die hofsaal is baie stil.
Die hiery kom terug na baie ure. Almal in die hofsaal is baie stil. Die voorsitter van die hiery gee 'n stuk papier aan die regter. Die regter lees die uitspraak. Die hiery vind Tom Robinson skuldig. Atticus pak sy sakke en loop stadig uit. Tom lyk hartseer en bang. Die swart mense in die galery staan op uitrespek. Reverend Sykes sê verstout om ook op te staan. Sy sien haar pa loop verby. Die swart gemeenskap gee hom hul stil eerbied. Stout voel dat dit onregverdig is. Jem is baie kwaad oor die beslissing. Hulle gaan huis toe met 'n swaar hart. Die stad is baie stil na die verhoor. Mense is hartseer omdat Tom Robinson skuldig bevind is. Atticus kom huis toe en lyk baie moeg. Die volgende oggend vind Stout baie kos in die kombuis. Die kos is 'n geskenk van die swart gemeenskap. Hulle bedank Atticus vir sy harde werk. Atticus is baie ontroerd en sy oë is nat. Bob Ewell konfronteer Atticus by die poskantoor. Ewell spoeg in Atticus se gesig en sê hy sal hom kry. Atticus gaan net weg en reageer nie. Jem is baie kwaad oor die uitspraak. Hy dink die regstelsel is nie regverdig nie. Maar Atticus sê hulle moet hoop en moed hou. Hy glo hulle het 'n stap vorentoe geneem. Bob Ewell konfronteer Atticus by die winkel. Hy is baie kwaad en spieg in Atticus se gesig. Atticus bly kalm en vee sy gesig af. Bob Ewell dreig om hom te vermoor. Die kinders is baie bekommerd oor hulle pa. Jem vra vir Atticus of hy nie bang is nie. Atticus sê hy verstaan Bob Ewell se woede. Hy glo nie dat Bob Ewell enige iemand sal skade nie. Maar tante Alexandra is baie ontsteld. Sy wil hê Atticus moet 'n geweer by die huis hê. Atticus weier om 'n geweer te dra. Hy sê hy sal nie soos Bob Ewell word nie. Sout kan nie goed slaap daardie nag nie. Sy dink aan die dreigement en voel onveilig. Aunt Alexandra as 'n meeting with her missionary Sirsle at Ourhouse. Stout must via adres and help servette ladies. The women talk about religion and the poor people in Africa. Then they start talking about the black people in Maikomb. They are not kind and sy manne in fire tanks. Stout listens and feels confused. Atticus kom is home witte verry badnefs.
Etels ant Alexandra ant Calpurnia ta Tom Robinson is diat. Te prison geartsot hem wene tritoeskape. Atitis seist om lost al hope. Ant Alexandra is vir hy soket buite neefs. Stout sies dat ant is also a strong persoon. Sy returns to the ladies in the living room with a solemn face. Stout leerens dat being a lade is so metimus vir hy difficult. Die somer gaan verby en die kinders gaan terug skool toe. Atitis kry 'n telefoonoproep een aand. Hy sê vir Calpurnia dat Tom Robinson probeer ontsnap het. Tom is geskiet en dood by die tronkhek. Atitis ry dadelik na die tronk. Mense in die dorp praat baie oor die voorval. Sommige mense sê Tom was desperaat. Ander mense sê hy het nie 'n kans gehad nie. Atitis is baie hartseer en moeg. Hy verduidelik aan Jem wat gebeur het. Tom het sy hoop verloor en hardloop weg. Die bewakers het gewaarsku, maar hy het nie gestop nie. Hulle het hom 7 keer geskiet. Stout hoor die nuus en dink aan wat Atitis gesê het. Sy onthou, dit is 'n sonde om 'n spotvol dood te maak. Die somervakansie is verby en die skooljaar begin. Stout en Jem gaan terug na die skool. Hulle is nou in 'n hoër graad. Stout probeer om nie aan die hofsaak te dink nie. Maar haar klasgenote praat soms daaroor. Sy voel soms baie ongelukkig. Jem sê vir haar om dapper te wees. Hulle nuwe onderwyser praat oor demokrasie. Sy sê dat Duitsland 'n slegte regering het. Maar sy ignoreer die onreg in hulle eie dorp. Stout is verward deur hierdie teenstrydigheid. Sy vra vir Atikus hoe mense so kan wees. Atikus sê dat mense soms nie sien wat naby is nie. Stout leer dat die wêreld ingewikkeld is. Drie vreemde gebeurtenisse vind plaas in Oktober in Maikomb. Eerstens, meneer Bob Ewell kry 'n werk, maar verloor dit gou. Hy blameer regter Taylor vir sy probleme. Tweedens, iemand probeer om die huis van Helen Robinson in te breek. Sy is Tom Robinson se weduwee en werk vir meneer Linkteas. Meneer Dias help haar en die aanvalle stop. Derdens, die stad berei voor vir 'n Halloween-partytjie by die skool. Stout gaan die partytjie bywoon in 'n spek en eier kostuum. Sy is baie opgewonde. Maar Atitis en tante Alexandra is bekommerd. Hulle praat oor Bob Ewell se dreigemente.
Ewel het gesê hy sal wraak neem. Atticus dink Ewel is net 'n groot mond. Toe gaan Stout en Jem saam na die Halloween partytjie. Dit is Halloween en die skool hou 'n opvoering in die saal. Juffrou Mariviater het die opvoering georganiseer. Stout speel die rol van 'n spek. Haar kostuum is groot en ongemaklik. Sy kan amper niks sien nie. Jem gaan saam met haar na die opvoering. Op die pad huis toe is dit baie donker. Hulle hoor vreemde geluide agter hulle. Iemand val Jem aan. Stout skreeu en probeer help. Dan kom 'n vreemdeling om hulle te red. Hy dra Jem na hulle huis. Stout sien dat Jem se arm gebreek is. De Reynolds kom om na Jem om te sien. Sheriff Hector vertel Atticus wat gebeur het. Atticus en Hector praat op die voorstoep. Hector is die baljie van Maitomb. Hulle bespreek die gebeurtenis van die vorige aand. Bob Ewel is dood. Hy is gevind met 'n mes in sy bors. Hector sê dat Bo Ratley Bob Ewel gedood het. Maar hy wil nie dat Bo Ratley probleme kry nie. Tate sê dit was selfverdediging. Hy sê die geskiedenis sal wys dat Bob Ewel op sy eie mes geval het. Atticus wil eers nie hiermee saamstem nie. Hy dink aan die reg en die waarheid. Maar dan verstaan hy Tate se plan. Tate wil Bo Ratley beskerm teen publisiteit. Uiteindelik stem Atticus saam. Hulle besluit om die ware storie geheim te hou. Atticus en Hector staan op die voorstoep en praat. Hek sê dat Bob Ewel dood is. Hy sê 'n mes het hom in sy ribbes gesteek. Atticus dink Jem het dit gedoen om Sout te beskerm. Maar Hector vertel 'n ander storie. Hy sê Bob Ewel het op sy eie mes geval. Hy wil nie dat Jem na die hof gaan nie. Stout luister na hulle gesprek. Sy verstaan dat Bo Ratley Jem en haar gered het. Bo het Bob Ewel gesteek om die kinders te red. Hector sê dit is beter om die waarheid te verberg. Hy wil Bo Ratley nie in die openbaar bring nie. Atticus vra vir Stout of sy dit verstaan. Sy sê ja, want om Bo te bring sal soos 'n mockingbird skiet wees. Sy onthou Atticus se les, moenie onskuldige goed skade berokken nie. Stout neem Bo Ratley by die hand na sy huis.
Sy staan op die voorstoep en kyk na die straat deur sy oë. Sy verstaan nou dat hy al die jare die kinders dopgehou het. Hy was hul vriend en beskermer. Stout voel baie hartseer as hy die huis binne gaan. Sy besef dat sy hom nooit weer sal sien nie. Attitus lees vir haar 'n storie voor in die aand. Hy sê vir Stout dat die meeste mense goed is as jy hulle verstaan. Stout onthou alles wat Bo vir hulle gedoen het. Sy dink aan die geskenke in die boom en die kombers tydens die brand. Sy weet dat Bo Radley soos 'n voël was wat net wou sing. Dit is verkeerd om so 'n voël te skiet. Sy gaan slaap en droom van die verhale wat Atticus vertel. Die hoofstuk eindig met 'n gevoel van vrede en begrip.